Ek wil vir ons, daar gaan nou 'n gedeelte op die skerm verskyn, wat ek vir ons wil lees, wat sê, geloof. Net wag, dan sal Pieter hom gou vir ons opsit. As hy. Geloof is die brug tussen die onsigbare en die sigbare. En geloof maak die onsigbare 'n realiteit. Kyk, laat dit net eers gou vanoggend by jou insink, want ons gaan vanoggend oor geloof praat en ons gaan oor vrees praat. Geloof is die brug tussen die onsigbare en die sigbare. En geloof maak hierdie onsigbare 'n realiteit. Nou kom ons sê net gou vanoggend vir mekaar, omdat jy glo, en nou geloof ook, is 'n gawe van God af. God wat dit vir ons kom gee as geskenk, hierdie gawe, so hy het dit vir elkeen van ons gegee, en die onsigbare wat ek en jy nie kan sien nie. Dis God. Ek en jy kan hom nie sien nie. Maar ek en jy glo dat hy bestaan. Ons ervaar dit en ons sien dit, en dis hoekom jy vanoggend hier is, want jy het in 'n geloofsverhouding met hom. En dan wil ek jou vat na Hebreërs 11 vers 1, daar by vers 1, en hoor, hoe skryf die Hebreërs skrywer daaroor? Hy sê, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Ek is seker daarvan, ek het die oortuiging, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, want geloof maak hierdie onsigbare 'n realiteit, dit maak dit vir ons sigbaar. Dit is immers vanweë hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Want God wat ons nie sien nie, het dit kom skep. God wat vir ons onsigbare is as Godheid, maar sigbaar word in ander goed, in dit wat gebeur, die reaksie van sy werke. En mag jy vanoggend, wanneer ons met ons gedeelte gaan besig wees, mag die Heilige Gees jou help om regtig waar die waarde van geloof te besef en wat jy het. En daarom met hierdie woorde groet ek jou vanoggend in die naam van die Vader, wat die almagtige Skepper is. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, wat aan die kruishout vir jou gehang het, omdat hy jou ongelooflik lief het. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees, wat vanoggend ook hier in hierdie kerkgebou werksaam is, en wat jou lewe wil verander, om meer soos Jesus te wees. Ons gaan, as jy jou Bybel vanoggend saamgebring het, kan jy vir my oopmaak, Deuteronomium 1, in die begin, dis een van daai boeke waar ons nie altyd baie lees nie, Deuteronomium hoofstuk 1, ons gaan kyk daarvan vers 19 af, en dan ook Numeri 13 en 14. Numeri 13 en 14. Sommige hier in die begin van die Ou Testament. Deuteronomium 1 en dan Numeri 13 tot 14 gaan ons na kyk vandag. En ons sal vandag bietjie stil staan by die hele gedeelte van, jy weet, daar's 'n beloofde land. Dit wat God vir ons beloof, maar die probleem van vrees, wat baie keer groter raak as geloof. En wat maak ons daarmee? Maar terwyl ons so met die Bybel voor ons oopsit, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier in hierdie kerkgebou kan wees en ons weet dat U ook hier teenwoordig is. U wat die almagtige Skepper is, wat hemel en aarde gemaak het, wat alles in stand hou, wat van geslag tot geslag betroubaar is. U wat geloof in ons kom wek het, U wat ons lewens kom verander het. Ons buig vanoggend voor U neer. Ons aanbid U, Here,
as ons enigste Here. Die een wat die enigste seun gestuur het na hierdie wêreld om vir ons te kom sterf, namens ons te kom sterf. Wat al ons vuilheid en al ons sondes op U geneem het. En daarvoor kan ons U nie genoeg dankie nie, Here. Jesus, dankie dat U aan die regterhand van die Vader sit. Dat U op hierdie moment intree vir ons. Heilige Gees, dankie dat U dag in en dag uit betroubaar is en in ons lewens inwerk en ons help om 'n verskil te maak. Dat U ons help om geestelik te groei. Dat U die woord van God vir ons duidelik openbaar. En vanoggend kom bid ons vir presies dieselfde. Heilige Gees, ons bid vir U werking in ons lewens. Vanoggend ook kragdadig te werk. Here, om daardie geloof wat U in ons geplaas het, om vir ons te wys dat niks anders daarby kom nie. Praat met ons, Here. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou as ek vir jou die woord tragedie noem, tragedie, dan kan jy waarskynlik aan baie goedes dink, van wat 'n tragedie is. Maar as ek vir jou sê, die grootste tragedie in die Bybel, was nie die feit dat die Israeliete vir 430 jaar daar in Egipte was nie. Kyk, hulle was vir 430 jaar daar, maar hulle was nie altyd slawe gewees nie. Die slawerny het eers later gekom, nadat Josef dood is en daar 'n nuwe farao gekom het. Dis nie die groot tragedie nie. Die groot tragedie van alles is, nadat God daardie volk uit die beloofde land, uit Egipte uitgevat het, en hulle as dit ware by die drempel kom, by die voorstoep kom van die beloofde land. En hulle draai om. En hulle gaan nie in daardie land in nie. Dis die grootste tragedie, wat 'n hele geslag, 'n hele generasie sien die land. Hulle het die verspieders uitgestuur. Hulle kom terug met daardie vrugte, wat bewys dat dit 'n land is wat oorloop van melk en honing. Dat God se belofte vir hulle waar is. Hulle het sopas God se goedheid ervaar, sy versorging hier deur die woestyn, sy grootheid in Egipte met die plaae. Hulle het al daardie goed gesien. Hulle staan op die rand van die beloofde land. En hulle het daardie belofte wat aan Abraham, Isak en Jakob gemaak is, hulle voorvaders, dat hierdie land julle sin is. En God sê elke keer vir hulle, dis julle land. Dis wat ek vir julle in gedagte het. En dan staan hulle daar. Alles is gereed vir hulle. Maar hulle ongeloof keer dat hulle in daardie land ingaan. Hulle vrees vir dit wat in daardie land was groter as hulle geloof in God. Hulle het toegelaat dat die emosie van vrees hulle visie van God belemmer. So alhoewel hulle daar op die drempel of op die voorstoep staan, van vryheid, van oorvloed, van 'n toekoms, hulle erfdeel, het hulle toegelaat dat dit nie gebeur nie. Dis hulle eie skuld. Nou kom ek skets gou vir jou die agtergrond. Dink nou net vir jouself, daar so 'n bietjie van 'n prentjie. Daar so is die beloofde land. En die hele volk is op die voorstoep van die beloofde land. En hulle staan eintlik daar met 'n klomp agtergrond. Want die agtergrond was dat God reeds met Abraham begin het. En dan Abraham gesê het, weet jy het nie 'n nageslag nie, en jy het ook nie 'n grondgebied van jou eie nie, en ek wil dit bitter graag vir jou gee. Ek wil jou seën en jou nageslag seën. En ons sien dat hoe dit begin realiseer in Abraham se lewe, hoe God dit bevestig in Isak se lewe, in Jakob se lewe, want Jakob is die ou wat die volk in Egipte invat. Want dit was hongersnood geweest. En nou is hulle daar in Egipte. Hulle was maar so wat 70 mense wat in Egipte gegaan het.
Hulle bly vir 430 jaar. Hulle ervaar God se guns, God se grootheid ook in daai 430 jaar. Maar God sê, dis nie waar ek julle wil hê nie. Ek het iets beter vir jou. Ek het die beloofde land vir julle. Dis my visie en my roeping vir julle. En ek wat die almagtige God is, wys vir julle, deur al hierdie pla, hoe ek hierdie gode van Egipte oorwin. En daarom vat hy hulle uit Egipte uit. Net voordat hulle uit is, sluit hy met hulle daardie ooreenkoms. Eintlik as dit ware daardie bloedverbond van die lammers wat geslag word. Dis die instelling van die Pasga-maaltyd wat hulle jaarliks moet herdenk. Hulle is so pas uit Egipte uit. Die Here wys sy grootheid vir hulle deur die Rooi See, deurdat hy die see oopmaak. Hy gee vir hulle manna in kwartels, hy gee vir hulle water in die woestyn. Hy lei hulle deur 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. So as die volk daar staan, dan weet hulle wie God is. Hoor dit mooi vanoggend. Hulle staan op die drempel van die beloofde land. Hulle weet wie God is, want hulle het al hierdie goed ervaar. Maar vir een of ander rede kan hulle nie die tree daar gee nie. En vanoggend se verhaal gaan juis daaroor. En daarom wil ek jou vat eers na Deuteronomium 1 toe. Daarby van vers 19 af. Ons het in Deuteronomium is dit eintlik 'n Moses se weergawe van hierdie hele verhaal. Volgens my is dit amper soos 'n betalje. Weet, jy kan nie glo dat die volk al hierdie goed sien, maar dit nie doen nie. En dan praat Moses, hy gee eintlik so 'n bietjie hier aan die einde van sy lewe, gee hy so 'n bietjie terugvoer oor 'n klomp goed. Deuteronomium 1 vers 19. Ons het van Horeb af weggetrek, en ons het deur daardie groot woestyn met al sy gevare getrek, daardie woestyn wat julle self gesien het. Ons het met die pad na die bergwêreld van die Amorite toe getrek, soos die Here ons God ons beveel het, en ons het by Kades Barnea ingekom. Toe het ek vir julle gesê, en hier's die belangrike vers, toe het ek vir julle gesê, ons het nou die bergwêreld van die Amorite bereik. Die Here ons God gee dit vir ons. Hoor Moses se geloof, hierdie volgende paar woorde is geloofswoorde. Hy sê, want Moses het baie naby aan die Here geleef, en hy het geluister wat die Here sê, en hy was 'n spreekbuis vir die Here na die volk toe, en hy sê dan vir hulle, die Here ons God gee dit vir ons. Hier's hulle, op die drempel van die beloofde land. Hulle kan alles sien, en Moses sê vir hulle, want hulle was so wat 2 miljoen mense toe nou, wat uit Egipte uitgegaan het. Hy sê vir hulle, hierdie is julle sin, ek gee dit vir julle, die Here gee dit vir ons. Kyk, die Here julle God, stel die land tot julle beskikking. Trek in, neem dit in besit, soos die Here, die God van ons voorvaders, dis nou van Abraham, Isak en Jakob, julle beloof het. Moenie bang wees nie, moenie huiwer nie. Gee daardie geloofstree in hierdie beloofde land, want die Here, wat julle tot hier toe gedra het, is die ene wat hierdie land vir julle wil gee. En kyk wat gebeur toe. Dis Moses se weergawe. Ietsie begin anders te begin afspeel, terwyl hulle hoor Moses se stem op die drempel. Julle almal het toe na my toe gekom en gevra, ons moet manne voor ons uitstuur, dat hulle die land van ons kan verken. Die land vir ons kan verken. En ons kan inlig oor die pad wat ons moet vat, en oor die stede waarheen ons op pad is. So die volk staan hier, hulle sien alles, hulle weet hierdie stuk grond behoort aan hulle. Hulle sê, kom ons maak eers plan. Kom ons stuur maar strategies eers nou maar manne in. Terwyl die Here vir hulle gesê het, hierdie is julle sin, gaan net. Maar die Here is hulle geduldig en genadig. Hy is geduldig met hulle. Want hier wat vers 22, wat hy sê, wat die volk kom met die vraag, ons wil eers iemand instuur. Daai vers 22 word saamgevat in
Numeri 13 en 14. So maak gou vir my oop by Numeri 13 en 14. Numeri 13 vers 1 hak aan by Deuteronomium 1 vers 22 wat die volk nou vir Moses sê. Want nou sê die volk vir Moses, nee maar ons moet manne instuur in hierdie. Ons moet nou maar net eers kyk wat gaan die beste wees. Numeri 13 vers 1. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israeliete sal gee, weer eens geloofswoorde wat hier gegee word, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Sien jy hoe genadig en geduldig is die Here met hierdie volk, wat hier staan, alles sien, so 'n bietjie begin twyfel. Hy sê, maar ek sal dit vir hulle gee. Maar okay, stuur dan nou mense in. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. So, daar word 12 manne gekies. En 12 manne uit elke stam, is 'n verteenwoordiger van elke stam, van die 12 stamme, word dan ingestuur in hierdie land in. Net interessantheid, as jy, die van julle wat julle Bybels oop het, as jy bietjie verder aanlees, dan kom Joshua daaraan. En Moses sê vir hom, wie is jy? En hy sê vir hom, my naam is Hosea. En Moses sê vir hom, jy sal nie meer Hosea genoem word nie, maar jy sal Joshua genoem word. Hoekom verander Moses Hosea se naam na Joshua toe? En dit is baie interessant as jy gaan kyk daarna, want Hosea beteken redding. Die naam Hosea beteken redding. Maar nou sê Moses vir hom, nee, ons verander jou naam na Joshua toe. Joshua beteken die Here red. En dit is nou nogal heel ironies, want Joshua word die leier van die volk later. Joshua is die ene wat die volk éventueel in die beloofde land invat. Maar het wys net vir ons, dat die Here sê, ek is die ene wat jou in staat stel, om hierdie land in te gaan. Jy gaan dit nie, redding kom nie van jouself nie, ek is die ene wat dit gee. Net sommer so 'n kantlyn opmerking wat ek vir jou wou gee. En dan is hierdie manne nou in hierdie land in, en hulle kom terug, en as jy kyk by Numeri 13, vers 27, hulle het aan Moses gerapporteer toe hulle nou terugkom, hulle was so 40 dae in daai land in. Ons het in die land ingekom, waarheen U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing, 'n bevestiging van God se belofte, wat hy lank al gesê het vir Abraham, Isak en Jakob. Dit was die droom waarmee hulle geleef het. Dit loop oor van melk en honing, en hier is van sy vrugte, daai druiwe wat hulle gebring het, daai groot tros druiwe, verskriklik groot. Hierdie is 'n goeie land, die Here gee vir ons 'n goeie land. En dan, vers 28 maak die groot verskil, wanneer daai woordjie maar inkom. Ons sien dit ook in Paulus se teologie. Wanneer Paulus preek en Paulus praat, en hy skryf en hy sê 'n klomp goed, dan sal hy altyd die woordjie maar gebruik. Dan sit altyd ietsie wat hy sê. So, hierdie ouens kom en hy sê, nee maar, dit is so. Hierdie land loop oor van melk en honing. Dit is goed vir ons. Dit is soos die Here gesê het, maar. En dan gee hulle dan gee 10 uit die 12 uit. 'n negatiewe verslag. En 10 uit die 12 sê, nee, dit is net verskriklik. Hierdie stede is baie sterk. Hierdie mense daar is van die Enakiete. Hulle is hierdie groot mense, hulle is hierdie reëse. En hulle sê eintlik, as jy mooi gaan kyk, dan sê hulle, almal is eintlik reëse daar. Hulle is groot mense. En wat gebeur? Hierdie 10 manne, wat 'n negatiewe verslag kom gee, laat daai negativiteit soos 'n veldbrand versprei, tussen daai 2 miljoen mense. En wat gebeur, as jy 14 vers 4 lees, 14 vers 4, hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies 'n leier, en gaan terug Egipte toe. Hulle word so negatief, dat hulle sê, maar ons wil eerder Egipte toe gaan. In 14 vers 10 kan jy lees, wat hulle sê, hulle word kwaad vir Joshua en Caleb. Die 2 ouens wat die positiewe verslag gegee het, wat gesê het, nee, maar ons moet nou gaan, soos wat Moses ook gesê het, dat hulle wil doodgooi met klippe.
sodat 'n negativiteit onder hulle posgevat. Nou, hoor Deuteronomium se weergawe van hierdie negativiteit. Wanneer Moses sê, Deuteronomium 1 vers 29, wanneer Moses hulle eintlik vir hulle sê, toe het ek vir julle gesê, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, al is hulle groot. Die Here julle God gaan voor julle uit, en hy sal vir julle veg. Net soos hy in Egipte, voor julle eie oë alles vir hulle gedoen het. So wanneer Moses hierdie sê, dan is dit gelaaide woorde. Want dink gou vir jouself af, voordat ons na vandag se tyd toe kom. Dink gou vir jouself af, hierso is hulle, 2 miljoen mense wat kamp opgeslaan het, daar is die beloofde land. Die ouens kom terug. Nee, bevestig dat alles perfek is, maar die ouens is groot. Die vestingstede is baie sterk. Ons weet nie hoe gaan ons hulle ooit oorwin nie. Hulle gaan ons waarskynlik oorwin. En as ons nou Deuteronomium sin lees, dan sê Moses vir hulle, hoekom vertrou julle nie die Here nie? Hy het nog altyd vir julle gesorg. Hoekom vertrou julle hom nie? Dan sê hy vir hulle, die God wat in Egipte homself aan ons bewys het, wat sterker was as al daardie gode, is dieselfde God wat saam met ons gaan wees. Hy gaan vooruit, gaan hy by ons wees. Hy sal ook, want onthou, as 2 volkere teen mekaar oorlog gemaak het, dan het hulle altyd gesê, dis eintlik soos 2 gode wat teen mekaar oorlog maak. En Moses sê, maar Egipte wat die magtigste volk was, ons God, Jahwe Elohim, het hulle gode almal oorwin. Dis hoekom die 10 plaae daar was. Hy sê ook hierdie Enakitesin, die Amorite, almal, al hulle gode, ons God is sterker. Hy gaan vir ons veg. En dan sê hy verder, in Deuteronomium 1 vers 31, julle het in die woestyn ondervind hoe die Here julle God, julle die hele pad waar langs julle tot hier toe gekom het, gedra het soos 'n man sy seun dra. Maar tog het julle nou nie julle vertroue in hom gestel nie. En die resultaat is, dat die Here kyk na hierdie verhaal wat hom afspeel op die voorstoep van die beloofde land. En die Here sê eintlik, maak die saak wat ek dis nou gedoen het nie. Ek het vir julle die vrugte gewys, dat dit oorloop van melk en honing. Ek het julle tot hier toe gebring, ek het julle gesorg in die woestyn. Hier is alles, en julle vertrou my nie. En die Here word kwaad vir hulle ongeloof. En as jy die verhaal mooi gaan lees, Deuteronomium 1 vers 34 en 35, toe die Here hoor wat julle sê, het sy toorn ontvlam, en hy het 'n eed afgelê. Nie een van hierdie slegte geslag sal die goeie land sien wat ek die Here, hulle voorvaders met 'n eed aan hulle beloof het om vir hulle te gee nie. So hy sê vir hulle, hier staan julle op die drempel van die beloofde land. Julle wil my nie glo nie. En die Here word kwaad vir hulle en hy sê, goed, dan gee ek dit nie vir julle nie. Want julle glo my nie. Ek gee dit nie vir jou nie. En die Here sê, maar nou gaan ons terugdraai. En ek het nou nie vanoggend die kaart hier nie, van hoe die pad, hulle was aan die begin, en hoe hulle dan verder deur die woestyn moes gaan, dat hulle op die eind 40 jaar in die woestyn spandeer, as gevolg van hulle ongeloof, spandeer hulle 40 jaar in die woestyn. Nou, wat doen die volk volgende? Toe hulle besef, wat het hulle nou gedoen? En dat hulle die Here ongelukkig gemaak het. Toe sê hulle, nee, ons gaan nou teen hierdie ouens veg. En as jy verder lees, dan kom jy agter dat hulle gaan probeer veg het. Maar hulle het uit eie krag uit, die Here was nie saam met hulle nie. En toe word hulle weggedryf, en moes hulle weghardloop van die vyand af. Nou kan jy vandag hier sit, of luister na die boodskap, en jy kan vir jouself sê, maar hoe dom kan hulle wees?
Hoe dom is hierdie Israeliete om die beloofde land te sien, om al hierdie goeders te hê en dan in ongeloof daar te wees, of so vreesbevange te wees, dat hulle nie die beloofde land ingaan nie. Hulle het dan al hierdie beloftes. Hoe dom kan jy wees? Sien, dis maklik vir ons, soos wat hulle sê, in hindsight, vinger te wys. Kom ons toets dit bietjie aan ons eie lywe, vanoggend. As, hoe baie keer het jy nou al gesê, nie, Here, waar is U? Dit voel vir my U is nie hier nie. Terwyl die Here in sy woord vir my en jou beloof, ek sal jou nooit ooit verlaat nie. Dis 'n belofte van die Here. Maar vat ek daai belofte vir my? Dan twyfel ek baie keer. Hoe baie keer twyfel ons nie vandag in daai belofte nie? Wanneer die Here 'n ander belofte ook sê in sy woord en hy sê, my kind, maar my genade gaan vir jou genoeg wees. My genade is genoeg vir elke dag. Ek gee vir jou genoeg krag vir elke dag. Ek voorsien vir jou vir elke dag. Dat ons baie keer twyfel in God se belofte. As die Here vir jou sê, ek maak jou nuut. As die Here vir jou sê, ek vergewe jou. Jy is vergewe in Christus. Die prys wat hy betaal het was voldoende. En dan kom ek hier en dan kan ek myself steeds nie vergewe nie. Wat maak ek met daardie belofte wat hy vir my gegee het? Wat maak ek dan daarmee? Sien, dan is ek en jy niks anderste as dieselfde as die volk wat daar by die beloofde land is nie. Dan is ons maar dieselfde. Dan laat ons partykeer aan ons neuse rondlei deur omstandighede. Want die volk het dit gedoen. Hulle het hulle aan die neus laat rondlei omdat hulle bang was. Vrees het hulle geloof beïnvloed. En vrees is 'n emosie. Hoor mooi. Vrees is 'n emosie wat jou gedrag kan beïnvloed. Maar geloof het niks met emosie te doen nie. Geloof is daai vaste versekering, kennis en vertroue. So ons moet oppas om nie dit te verwar nie. En ons moet oppas om nie te dink ons is beter as die Israeliete nie. Ons maak baie keer dieselfde foute. Dis soos hierdie seun wat 'n geskenk van sy pa kry. Sy pa kom na hom toe en gee vir hom sleutels en hy sê vir sy pa, maar wat is dit, pa? Sy pa sê vir hom, nee, ek het vir jou 'n huis gekoop, my kind. Dis die adres, gaan kyk. En hy's baie opgewonde daar weg om te gaan kyk na die huis. En toe hy daar kom by die huis en hy kyk en hy loop 'n bietjie rond en hy sien, die huis kort eintlik so 'n bietjie ver werk, die tuin kort verseker aandag, die dak kort aandag. En hy gaan terug na sy pa toe en hy sê vir sy pa, dankie vir die geskenk, maar nee, dankie, daar's te veel defekte. Daar's te veel goedjies wat reggemaak moet word aan die huis. Die feit dat daar goed reggemaak moet word aan die huis, verander dit iets aan die geskenk wat gegee word? Nee, dis nog steeds die geskenk wat gegee word, al is alles nie perfek nie. Die pa se goedheid was nog steeds daar. Die volk is daar word vir hulle 'n beloofde land gegee. Maar in daardie land is daar reëse, daar is probleme, daar is dalk foute. Maar dit is steeds hulle land. Maar die Here sê, ek sal saam met jou wees, sodat ons dit die plek kan maak, wat ek vir julle in gedagte het. God red jou, het my en jou gered, uit die mag en die greep van die duiwel. En hy sê vir my en jou, ek gee vir jou 'n nuwe lewe. Ek maak jou nuut. Nou vra ek jou in jou lewe, is alles perfek? Is alles perfek in hierdie lewe? Wel, in myne is dit nie. Alles is nie perfek nie. Ons maak foute, ons ervaar die aanvalle van die duiwel. Dit maak nie God se gawe en geskenk aan my, dat hy vir my 'n nuwe lewe gegee het, ongeldig nie. Hy beloof vir ons sekere goed. Jy gaan dit nou beter verstaan.
Sien, die verskil hier, die 10 manne, of die 12 manne, 10 van hulle, almal het dieselfde goed gesien, almal het dieselfde ervaring gehad daar in die beloofde land. Maar die 10 wat met vrees gekom het deur die bril van hulle omstandighede gekyk. Terwyl, wanneer ek met geloof kyk, dan kyk ek deur die bril van God se beloftes. En dit maak die wêreld se verskil. Numeri 13 vers 13 gee vir ons die sleutel. In Numeri 13 vers 13 sê vir ons wat was fout met daardie manne, daai 10 manne. Nie met Joshua en Caleb nie, met die 10 manne. Want hulle sê toe vir die volk in 13 vers 33. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakite stam van hulle af. En hoor wat sê hulle? Ons was so springkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Kyk mooi wat gebeur hier. Hulle sê toe ons in daai land was ons so springkane in ons eie oë en in hulle oë. Dis hulle persepsie daarvan. Die Here het nooit vir hulle gesê hulle springkane nie. Die vyand het nooit vir hulle gesê hulle springkane nie. Dis hoe hulle self gesien het. Vrees vir dit wat hulle gesien het, kom verander hulle identiteit. Hoor mooi. Hulle sien daai Enakite wat groot is. Hulle word bang daarvoor en dit verander hulle identiteit. Pleks dat hulle dan eerder sê, ek sien hulle is groot, maar my krag en my hulp kom van God af, wat my in staat stel. Sien, dis wat vandag ook gebeur. God het vir my en jou 'n roeping, maar die duiwel kom val ons identiteit aan. Hy sê vir jou, jy's nie goed genoeg nie, of jy's nie slim genoeg nie, of jy's nie genoeg toegerus nie, of jy dit en dat verkeerd gedoen uit jou verlede uit. Hy val jou identiteit aan, want dit het dan 'n impak op jou roeping. En dan kry hy wat hy wil hê, dat ek en jy nie kan leef nie. Sien, as ons praat oor die beloofde land, vir Israel was dit hierdie geografiese plek gewees. Maar as geografiese plek was dit ook hulle roeping, want ons sien éventueel verder aan in die Bybel, dat hulle 'n roeping het om lig vir die wêreld te wees daar. Wanneer God my en jou gered het uit die greep van die duiwel, dit wat Kolossense vir ons sê, en hy bring ons onder sy heerskappy, dan het hy ook 'n roeping vir my en jou lewe. Hoor dit, hy het 'n roeping vir jou lewe. Maak nie saak hoe oud jy vanoggend is nie. Maak nie saak hoe jonk jy is nie. Maak nie saak wat jou verlede is nie. God het 'n roeping vir jou. En hy het jou gered uit dit om jou binne die koninkryk van God te bring. En dis my en jou beloofde land, die koninkryk van God. En hy wil hê ons moet funksioneer binne die koninkryk van God. Maar die duiwel wil nie hê ek en jy moet funksioneer nie. En daarom gaan hy jou identiteit aanval. Hy gaan jou laat twyfel in jouself. Is so interessant dat die volk eerder sê, dis my oké, ek gaan eerder terug na slawerny toe. Kom ons kry vir ons 'n leier wat ons terugvat Egipte toe. Baie keer wil ons ook. God sê vir ons is nou in die koninkryk van God. Hier moet jy 'n verskil maak. My kind, ek sal saam met jou wees in hierdie wêreld, sodat jy sout en lig kan wees, sodat jy die roeping wat ek oor jou het kan uitleef. En dan sê hy net, op die ou einde, is dalk beter dat ek na my ou gewoontes toe teruggaan. Geestelike louheid, al daardie goed word dan deel van ons lewe. Ek wil net aan die einde van die dag vir jou sê, toe die volk hier staan, en hulle nie geglo het nie, was daar groot gevolge vir hulle gewees. Hulle kon nooit weer in die beloofde land ingaan nie. Moenie dat as jy met jou sintuie kyk na hierdie wêreld, en jy word bang vir goed wat dalk voor lê,
Jou omstandighede is dalk nie perfek vandag nie. En jy is bang vir sekere goed. Verhouding, finansies, kinders, wat ook al. Jy is dalk bang daarvoor. Dan sê die Here vir jou, my kind, onthou, dit gaan oor meer as hierdie wêreld. Moenie dat die wêreldse goed ongeloof in jou bewerkstellig, dat jy ook eerder wil terugstaan nie. Vertrou die Here. Kan jy vir my daai prentjie, daai ene. Iemand stuur gister vir my hierdie ene en ek dog toe, is my tannie wat dit vir my stuur, en ek dog toe, maar dit pas so perfek by dit, by ons, wat koninkrykskinders is. God was faithful in every step behind us, and He will be faithful in every step ahead. En dis wat die volk nie kon doen, in terme van die beloofde land nie. Want vrees het veroorsaak, dat hulle geloof in God, wat so mooi vir hulle gesorg het, alles ten gronde laat gaan. Nie aan die einde kan jy sien, thank you for what He has done. Trust God, what is yet to come. My vraag vanoggend aan jou is, vertrou jy God vir dit wat voor lê vir jou? Vertrou jy God? Glo jy hom onwrikbaar vir dit wat hy vir jou beplan het vorentoe? Glo jy dit? Leef dit. As jy dit glo, leef dit. Moenie dat vrees of wêreldse emosies dit van jou kom steel nie. Daai laaste ene, Pieter, kan jy vir my opsit. Moenie jou lewe in die woestyn van ongeloof deurbring, wanneer God jou nooi om in die volheid van sy beloftes te leef nie. Moenie daar in die woestyn van ongeloof wees nie. Moenie toelaat dat die duiwel jou die mooi by jou kom steel nie. Die volheid. Hierdie woord is vol beloftes. Beloftes wat my en jou moet dra in hierdie koninkryk waarin ek en jy leef. Want ek en jy is koninkrykskinders. En hy kom sê vir ons, ek sal saam met jou wees. Ek sal jou help. Daar's sulke wonderlike beloftes hierin. Dis hoekom dit belangrik is om die woord te bestudeer. Want dit maak 'n reuse verskil in jou lewe. En mag die Here ons help daartoe, om die mooi wat hy al reeds gedoen het, raak te sien, sodat ons geloof sterker kan wees vir die pad vorentoe. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat ons koninkrykskinders kan wees. Dankie vir die koninkryk, die beloofde land waarin ons kan wees. Dankie vir die roeping wat U het oor ons lewens. Dankie vir hierdie gemeente. Dankie dat U 'n roeping het oor hierdie gemeente. En Vader, ons kom bid dat U ons sal help, dat U ons as gemeente ook, elke lidmaat, dat U ons staande sal hou, met al die aanslae wat kom teen die kerk, maar dat U ons staande sal hou. Dat U ons gefokus op U sal hou, nie op die wêreld nie. Help ons daarin. Gee vir ons deursettingsvermoë, gee vir ons geloof wat staande bly ten spyte van aanslae. Gee vir ons onderskeidingsvermoë, Vader. En ek bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, elkeen wat vanoggend hier is, Vader, dat U hulle sal help met hulle koninkrykslewe. Dat hulle nie sal terugdraai nie. Dat hulle sal groei in hulle identiteit in U. Dat ons elke dag meer sal word wat U in gedagte het. Vader, ons vat elke belofte wat U in die woord het. En ons maak dit ons eie. Herinner ons daaraan asseblief, Heilige Gees, sodat ons vanuit U beloftes leef, vanuit geloof,
en nie vanuit vrees nie. Ons gee aan U die eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen.